Hartlike welkom, liewe broeder en suster, vanmôre by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Wat 'n vreugde om 'n nuwe dag weer te kan stil word in die teenwoordigheid van die Here en om saam te luister na sy woord. Mag vanmôre se boodskap ook vir jou tot nadenke oor jou eie lewe bring en mag die Heilige Gees in jou hart werk tot geloofsversterking. Dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre net een vers uit Spreuke hoofstuk 5. En dit is vers 21. 'n Mens se lewe lê oop voor die Here. Elke tree wat jy gee, sien hy. Broeder en suster, die Spreuke skrywer was 'n baie wyse man gewees. Hierdie man het 'n pad saam met die Here geloop. Hy het wysheid by God ontvang en hy deel hierdie wysheid met kinders van die Here. In ons teks van vanmôre staan daar baie duidelik dat elkeen van ons se lewe oop voor die Here lê. Die Here ken ons harte, die Here ken ons bedoelings en ons gedagtes. Hy ken ook al ons doen en late. Elke tree wat jy gee, sê die Bybel, sien hy. Baie mense dink dat hulle kan lewe soos wat hulle wil, dat hulle geheime sondes kan doen wat niemand van weet nie, dat hulle dinge agteraf kan beplan en dat hulle sekere planne kan uitvoer om dalk ander mense te benadeel. Maar ek en jy moet vandag weet dat God alwetend is. Ons lewe lê oop voor hom. Hy ken elke tree wat jy gee en hy sien dit raak. Hy ken die bedoelings van jou hart. Nou wanneer jy vanmôre besef dat my lewe nie reg in die oë van God gaan wees nie, dan moet jy op jou knieë gaan en al jou sonde voor die lewende God bely. Jy moet weet dat God jou hart en jou lewe ken, dat jy niks vir hom kan wegsteek nie. Daarom moet jy oop en eerlik jou sonde voor hom erken en bely. En as jy dit doen, leer 1 Johannes 1 vers 8 en 9 ons, sal jy vergifnis vir al jou sonde ontvang. Maar dit is ook vir ons 'n groot troos om te kan weet, dat die Here ons lewe sien en hy ken elke tree wat ons gee en dat ons lewe oop voor hom is. Want dan bepaal hy ons tree, wanneer ons ook saam met hom lewe. Hy wil graag hê dat ons hand in sy hand moet wees, dat hy ons kan lei op die pad wat hy wil hê ons moet gaan. Psalm 1 is ook 'n pragtige psalm, wat baie nou aansluit by hierdie vers van vanmôre. In daardie gedeelte word vir ons duidelik uiteengesit hoe die pad van die goddelose tot niets sal gaan, omdat dit sonder God is. Maar die pad van die regverdige lei na die lewe. Dit sal soos 'n boom wees wat geplant is by waterstrome en wat sy vrugte gee op die regte tyd. Kom ek en jy vat vandag die Here se hand en ons vra die Here dat hy ons sal lei elke tree van ons lewenspad. Kom ons maak ons harte oop vir sy werk en ons vra hom dat hy in ons harte sal werk deur sy woord en deur sy Heilige Gees, en dat hy elke tree wat ons gee, vir ons so sal lei, dat ons lewens hom sal verheerlik, en dat hy deur ons lewens die lig van God kan laat skyn, tot 'n getuienis van die hele wêreld. Kom ons bid saam. Dierbare Here, wat 'n voorreg om vanmôre stil te kan word in u teenwoordigheid, en om u woord saam te kan lees, en te kan oordink. Baie dankie dat u ons God is wat net die beste vir ons in die lewe wil gee. Dankie dat u daar is om ons tree te rig op die pad wat u wil hê ons moet gaan. Here, u ken ons deur en deur. En vanmôre wil ons vra dat u in al ons behoeftes sal voorsien. Dat u ons sal dra en sal krag gee, sal beskerm en sal lei. Ons plaas vandag al ons vertroue in u alleen. Wil u uit genade al ons sonde en ons tekortkominge vergewe.
Was ons skoon in die bloed van Jesus. Heilig ons, lei ons en gee ons krag, dat ons lewens U elke dag sal verheerlik. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Vriende, baie dankie, 'n mooi dag vir u.